Ek staan hier by oom Peer van der Walt wat jarelange ervaring het met herlaaiwerk hier binne in Wildman Centurion. Baie welkom oom Peer. Baie dankie, is aangenaam om jou te ontmoet. Goed om te ontmoet. Oom, waar begin ons as ons wil herlaai vir jagdoeleindes? Ek gaan sommer net deur die proses vat, nou nie die vooraf gedeelte daarvan nie, want dit is maar die maklikste. Dit begin altyd by jou of 'n nuwe doppie of 'n gebruikte doppie. En ons herlaai hom, maar voor jy hom herlaai, wil jy altyd seker maak dat hy skoon is. Dit maak nie dat jy beter skiet of akkurater skiet nie, maar as hy skoon is daar nie veilig goed stof en koolstof op hom wat die ding kan, wat jou toerusting oor die langtermyn kan beskadig. En dit is 'n baie eenvoudige proses om die eerste stap te doen, wat ons noem die hervorming. En jy gebruik 'n hervormingsmatryse of 'n sogenaamde in goeie Afrikaans 'n resizing die daarvoor. Ek hou van die matryse, dis vir my baie mooi, is baie naby 'n patryse, jy weet. Wat is die ding? Dit is 'n pers en jy kry verskillende forme van perse. Jy kry O-perse of raamperse, jy kry C-perse, jy kry allerlei verskillende vorms van hierdie goed en elkeen het sy voor- en nadele. En as ons nou by 'n stap kom wat ons dit gaan bespreek, dan kan ek vir julle nou elkeen sy eienskappe vertel. En hierdie goed is wissel van in die omgewing van omtrent R3.500, jy kan gaan tot 40-50.000 rand van pers. So dit is nogal belangrik, maar die belangrikste is, begin met 'n skonerige doppie en dan sit jy 'n bietjie smeermiddel aan hom, sodat hy nie vassit in die matrys nie. Nou as jy te min aansit, dan sit hy vas. As jy te veel aansit, dan maak jy duitjies op jou dop. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, Ek het al dit like gesien. 'n traandruppeltjie goedjies Ja. daar. Dan die ander ding is, vir elke dop het 'n verskillende kopvorm, of wel daar's baie familieskopvorm. So jy moet enetjie kry wat ons noem 'n skoen of 'n passtuk om seker te maak dat hy in jou pers gaan werk. So daar's dit en dan gebruik ons die hervormingsmatrys. Hy het twee funksies. Hy gaan die dop weer kleiner maak dat hy in jou kamer pas of in enige geweer pas. Raak hy dan groter as jy hom skiet, oom? Hy raak groter as jy hom skiet en hy rek en hy kry allerlei ander lelike eienskappe. Amper soos met 'n vrou as jy met haar klaar getrou is. Jy weet jy kom eers dan agter wat jou teenwoordigheid alles aan haar doen, nie? Maar ja, daar's ook verskillende maniere om die verskillende matryse op te stel. Selfs jou hervormingsmatrys is daar 2 tot 3 tegnieke oor hoe jy hom kan opstel. Dit hang af wat jy wil bewerkstellig, maar die basiese beginsel is, jy vat hom tot op jou pers. Nou alle perse is ook nie dieselfde nie. Hy moet afwees en Ja, dan draai hom tot hy raak. Party ouens gaan vir jou sê hy moet overcam. Ek weet nie wat die goeie Afrikaans daarvoor is nie, ons sal nog moet gaan uitvind. Ander, soos die Lee, kan jy dit glad nie meer doen nie. Hulle het verskillende eienskappe en daar's redes voor en elkeen sy voor en sy nadele. Ek hou daarvan om hom op te stel dat hy hom raak en dan net 'n klein bietjie terug te draai. Wat gaan beteken jy gaan hom later weer moet verstel, maar dit gee jou dop kans om met elke keer wat jy skiet al nader en nader aan jou kamer te vorm. Want jou gedagte is om hom te vorm op 'n basis dat hy op die ou einde letterlik net perfek in jou kamer pas. Dan sit jou dop nie soveel uit nie, hy word nie soveel hervorm nie en jou dop hou langer. In plaas van 5 of 6 skote met hom te herlaai, kan jy hom vat tot by 30-40 keer as jy nou deur al die prosesse reg gaan. Ja. En dan is dit doodeenvoudig. Jy sit die doppie in. Hy het dan nou nog sy slagdoppie in as hy 'n gebruikte dop is. As hy 'n nuwe dop is, het hy dit nie in nie, maar hervorm selfs jou nuwe doppe die eerste keer. Jy druk hom doodeenvoudig deur, die slagdoppie val uit en daar is die ouetjie en jy sal sien omdat ek hom smeermiddel gegee het en sy nek binnekant skoon gemaak het, was daar nie so vreeslike skree geluid nie, want daai verskriklike trek as jy hom nie in die binnekant rek ook weer jou dop, wat beteken jy meer gereeld sny en meer aandag aan die dop gee. So daar is die ouetjie. Hy is gehervorm. Ek weet nie of julle kan sien dat hy nou sy slagdoppie uit is nie en dan is daar natuurlik koolstof binnekant. En die volgende stap gaan dan natuurlik wees om die dop aan die binnekant skoon te maak en so aan. Dit is nie essensieel nie. Maar So oom sê vir jag, dis 'n stapjie wat jy kan uitlos. so stap wat jy kan uitlos. Ja, regtig. Ja. Ek hou daarvan om net die ergste koolstof 'n bietjie af te krap. Jy kan dit sommer met 'n skroewedraaier doen. Daar is natuurlik toerusting wat ons aan jou kan verkoop ten eerste daarvoor. En hulle is ook nie almal dieselfde nie. Party lyk so skroewedraaiers waarvan ek nie baie hou nie. Ander het borseltjies wat beter werk, maar hulle krap ook en die borseltjies lyk nader aan soos 'n tandeborsel wat jy op die beeste gebruik. En op die ou einde verkies ek die plat tipe. Ek gaan nou nie name noem nie, maar daar's 2 tipes wat so 'n plat growwe vlak het wat hom baie mooi skoon maak en nie jou slagdoppie is. En daarvan hou ek om dit te doen. En dis die eerste stap. Dit is so eenvoudig wat herlaai is. Dis eintlik 'n baie veilige proses, baie eenvoudige proses. Jy moet net by die beginsels. So, volgende episode, stapie 2.